Goed. Kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here die skrif vir ons oopbreek vanmôre. Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons die naam kan verheerlik, die naam kan groot maak, want al die dinge wat ons so gesing het, is so waar in elkeen van ons harte, en ons is so lief vir U. Ons wil graag, Here, na U toe kom vanmôre met 'n verwagting, dat U deur die skrif met ons sal praat, dat U daardeur die wil aan ons sal openbaar, en dat U ook deur die Heilige Gees met ons, wanneer ons hier vandag saam sal gaan, om ons te help om U wil uit te leef in ons alledaagse lewe. Binne ons huwelike, binne ons verhoudings, binne in ons werksplek, in daai omgewing, mag ons altyd streef om te probeer uitklaar, wat is dit wat die Here van my wil? En dat ons motivering is, omdat ons lief is vir U. Liefde en dankbaarheid is hoekom die kerk U gehoorsaam. Help ons om dit te verstaan ook vanmôre, wanneer ons na hierdie tekste kyk, en mag U die een wees wat aan die woord kom. Mag U spreek, Here, en ons as die dienaars luister. Amen. Nou gemeente, voordat ek vir julle lees, het ek so kort inleiding om vir julle te sê, ek en Jasmine is nou in 'n proses waar ons natuurlik moet beplan en klomp datums en dinge moet regkry, en ons het tot ons 'n groot skok agtergekom in die week. Ek het 5 Sondae oor. Okay, 5. So ek het gedink en gebid oor wat ek graag in hierdie 5 Sondae vir julle wil vertel. Ons het Pinkster ook wat oom James saam met my gaan aanbied, so dit tel nou nie Pinkster by wat ons in die week gaan preek nie. Maar 5 Sondae, en dan het ons saam nagmaal, en dan sê ons vir mekaar, totsiens. En dit is moeilik. Daarom wil ek vanmôre met julle gesels uit gesprekke uit, wat ek nou al gehad het met baie van u, gesprekke wat ek het met my kollegas en so aan, wil ek so 'n paar dinge aanspreek, wat ek dink belangrik is, want ek wil dit net van my hart af kry. Dit is eintlik maar waar dit gaan. En een van die dinge gaan oor evangeliese vryheid, met ander woorde dat in Christus is jy vry. Jy kan flieks kyk, jy kan series kyk, jy kan na liedjies luister, dit gaan jou nie noodwendig hel toe stuur nie. Okay? So ek onthou, ek weet nie of julle dit sal onthou nie, maar toe ek jonger was daar so 'n reeks wat die rondes gedoen het, wat hulle gesê het, maak skoon jou huis. Ken julle dit? Waar hulle gesê het, Dragon Ball Z, en Spider-Man, en Batman, en al die goed is van die duiwel af, en jou kinders mag dit glad nie kyk nie. En volgens daai oom wat daai reeks aangebied het, was my ouma baie slegte ouer. Want ek het al daai goed gekyk. En ek glo nie vir 'n oomblik dat dit 'n impak gehad het op my verhouding met die Here nie. Maar aan die ander kant is daar sekere films en goed wat jy jouself aan blootstel, wat natuurlik 'n impak kan hê op jou geestelike lewe. So weer eens, het gaan vir my oor balans, en hoekom hierdie so belangrik is ek dink daar is baie keer verskriklik baie misverstande in die kerk, rondom van hierdie goed, rondom Christelike vryheid, en die wet, die vryspraak deur geloof alleen, en dan die oproep om nog steeds gehoorsaam te wees aan God, en hoe hou hierdie dinge met mekaar verband. En daarom wil ek hierdie Sondag met julle 'n bietjie daar gesels. En waarna ons vanoggend gaan kyk, en julle gaan dit sien in Galasiërs 2, is 2 apostels wat met mekaar stry in die openbaar. En daarom het ek vir julle gesê, ek gaan 'n bietjie met julle gesels oor konflikhantering. Want dit is iets wat ek in Groblersdal agtergekom het, en julle kan net so by jouself gaan dink of is my observasie reg of nie. Maar hoe ek Groblersdal opsom, beleef, ervaar, is ons is nie baie lief vir konflik nie. En ons persoonlike hoedanighede, maar definitief ook in 'n kerklike hoedanigheid. Ons probeer alles in ons vermoë om konflik te vermy. En dit het implikasies. Want dan in 'n vergadering byvoorbeeld sal iemand nie hulle opinie lig oor 'n ding nie. Maar dan buite die vergadering het ons 7 klein vergaderings. En daar sê ek nou hoe ek voel oor 'n saak. En as jy mense konfronteer en sê hulle, maar ons moet die vrede bewaar. So daarom sê ek nie in die vergadering noodwendig hoe ek voel oor 'n ding nie, want ek moet die vrede bewaar. Maar eintlik wat jy doen buite, as jy 'n mini-vergadering gaan hou, is jy saai meer verdeeldheid en agterdog. As wat jy net in die vergadering gesê het, ek stem nie saam nie, en hierdie is my rede hoekom. Want konflik, wil ek net vir u sê, net as 'n inleiding. Konflik is 'n gegewe binne enige verhouding. Dit gaan opduik, dit gaan sy kop uitsteek. So konflik as sulks is eintlik baie neutraal en normaal. Jy gaan dit hê. Okay? Maar die manier hoe jy konflik bestuur, dit is krities belangrik. Want hoe jy dit benader en wat jy met die konflik doen, broer en suster, het 'n ongelooflike impak op die uitkoms.
As jy konflik byvoorbeeld benader vanuit 'n hoekpunt uit, ek wil graag 'n brug na jou toe bou. Ek wil nog steeds sê na die tyd wat ons konflik gehad het en die konflik nou sy kop uit gesteek het, gaan ons nog steeds mekaar met respek behandel. Ons gaan nog steeds koffie drink saam. Wonderlik. Dit is 'n mooi motief. En ek gaan vir julle 'n praktiese wenk gee oor hoe dit werk. As ek en Jasmine byvoorbeeld nie om te sê ons is perfek nie, want emosie speel 'n rol en woede speel baie keer 'n rol en frustrasie ensovoorts. Maar ek het altyd vir my vrou gesê, as ons verskil, moet julle nou onthou my agtergrond, nê? Die rede vir verskil het ek nie geweet is normaal nie. So daarom wanneer ek en my vriende verskil het of ek en 'n meisie op skool verskil het ek gedink dis die einde van die verhouding. Nee, jy mag nooit beklei nie. Nee, dis obviously nonsens. Ons gaan beklei en ons gaan meningsverskille hê. En daarom het ek vir my vrou gesê die wyse waarop ons dit bestuur in ons huis is en wil ek graag hê met Bybels wees en gesond. So wanneer ek iets vir jou sê, dan verwag ek van jou om my argument vir my terug te sê. So, en ons gaan nie aanbeweeg voordat ek saamstem dat jy dit reg vir my terug sê nie. En andersom, as sy vir my iets sê, dan moet ek dit vir haar herhaal en ons beweeg nie aan van die punt af voordat my vrou gemaklik is dat ek haar mooi en goed verstaan nie. En dit het 'n ongelooflike impak op hoe ons met mekaar gesprek voer, want anders hoor ek net 'n ding en dadelik wil ek reageer en daarom dink ek nie eintlik oor wat jy vir my sê nie, ek dink oor my volgende antwoord. En dan is ons in 'n situasie waar ek wil graag hê my argument of my mening moet wen en jy moet verloor. En in daai konteks verloor die verhouding baie keer. Nee? So, ter inleiding wil ek net so vinnig vir u vra, wat is baie keer die oorsaak van konflik binne in ons verhoudings? En in my pastoraat met u vir die laaste 5 jaar is daar een groot oorsaak. Omdat ons nie goeie grense het nie. Aan die een kant, en aan die ander kant ons nie mooi verstaan wat grense is en behels en hoe om dit toe te pas op 'n gesonde manier nie. En aan die ander kant is ons ook nie goed daarmee om te reageer op wanneer mense vir my grense stel nie. Ons hou nie daarvan nie. En hier is die implikasie, wanneer iemand byvoorbeeld 'n grens stel wat iemand anders hoor onmiddellik is verwerping. Maak dit vir u sin? As ek 'n grens vir iemand stel om te sê asseblief moenie so optree nie, wat daai persoon onmiddellik hoor is jy is besig om hulle te verwerp. En dit is nie die waarheid nie, ek verwerp nie jou as 'n individu nie, ek verwerp jou gedrag en daar's 'n verskil. Maak dit vir u sin? So wanneer my vrou in 'n sekere manier teenoor my optree, of met my praat of wat ook al, en sy oorskry 'n grens, dan sê ek vir haar, ek hou nie van jou gedrag nie, of andersom. Ek's baie lief vir jou, jy is my vrou. Nee? So, daarom moet ons vanmôre 'n bietjie praat oor grense, want dit is baie keer die oorsaak van konflik. Grense word gelê en dan is ons nie goed daarmee om te reageer daarop nie, want jy voel verwerp. Of aan die ander kant sukkel jy om grense te lê, want ons het hierdie misverstand in die kerk, dat om 'n volgeling van Jesus Christus te wees, beteken dat jy moet mense se vloerlap wees. Die mense kan maar oor jou loop en met jou maak soos hulle smaak, en jy mag nie jou opinie lig nie, want dan as jy opinie lig, is jy liefdeloos. Want sê die Here nie in Matteus 5, geseënd is die vredemakers nie. Nee? Want hulle sal kinders van God genoem word. So is dit Jesus se lering, dat vredemaker beteken passiwiteit, nie jou opinie lig nie sê hoe jy oor 'n saak voel nie, of is dit eintlik bietjie meer gecompliseerd as dit? En dis waar vanmôre gaan. Alright, so ek hoop, dit gaan baie prakties wees, en ons gaan uit hierdie stories uit 'n paar dinge leer en met mekaar oor gesels. Want dit is vir my belangrik, en ek hoop vir julle, dat ons binne in 'n familiekonteks vir die kerk tog is, eerlik met mekaar kan wees hoe ons oor 'n saak dink, maar die manier hoe ek met jou praat, is nou weer belangrik. Ek praat nie met jou neerhalend nie, ek praat nie met jou afkrakend en afbreekend nie, want dan breek ek die verhouding. Maar ek mag in 'n vergadering sê, of in my huwelik sê, ek hou nie van 'n sekere ding nie. Dis tog gesond. Ek stem nie saam met 'n sekere ding nie. En jy gaan nie noodwendig almal in die vergadering oortuig, of in jou huis oortuig nie, maar ten minste kan ons 'n brug bou om mekaar beter te verstaan. Hoekom sien jy 'n ding op hierdie manier? Waar mis ons dalk mekaar? Maar dit is so in die kerk ook. Grense in die kerk is 'n bron van konflik. Want van die kansel af word daar grense gelê, wat die Bybel vir ons lê, en dan wanneer mense daardie grense oorskry, dan is daar wrywing in die kerk. Dis net wat dit is. Maar dan gaan dit oor interpretasie van die teks en 'n klomp ander dinge, wat dan ons eintlik van mekaar af weg probeer dryf. En wat ek vanmôre probeer doen is 'n brug bou. Ek wil 'n brug bou. OK. So, kom ons lees saam. Ek wil net vir julle, voordat ek by die teks kom,
herinner. Wanneer dit kom by die wet van God, want dis waar Paulus en Petrus mekaar beklei, en die storie gaan julle nou sien, sal julle onthou ek het so rukkie terug vir julle 'n preek gedoen oor wat is die wet van God. En wanneer ons hierdie term hoor, die wet, dan het ons baie keer in ons kop, ek weet nie wat nie. Die wet van God is nie 603 reëls en regulasies wat in Levitikus en Deuteronomium en so aan vir jou gegee word nie. Dis deel daarvan, is 'n uitvloei daarvan, maar dit is nie wat bedoel word met die wet van God nie. Daar's eintlik 3 soorte wette wat die Ou Testament van praat. Die eerste is God se morele wet, die 10 gebooie, jy mag nie steel nie, mag nie egbreek pleeg nie, en daai tipe goed, jy mag nie valse getuienis aflê of begeer of so aan nie. Die morele gedeelte bly vir altyd dieselfde, maar hoe ons daardie morele wet inkleer in ons samelewing verskil baie keer. Seremonieel het dit gegaan oor die tempeldiens, die tabernakel, die offergawes en al daai tipe goed, wat almal van ons hier weet, hoop ek, dat dit in Christus vervul is. Dis hoekom ons dit nie meer doen nie. Daardie wette het weggeval, want dit is in Christus vervul. Dis hoekom ons dit nie meer nakom nie. Selfs met die siviele wet. In die Ou Testament gaan julle nou sien, ek gaan vir julle net 'n paar voorbeelde gee. Is daar byvoorbeeld as ek 'n os het wat loskom en hy hardloop oor George byvoorbeeld en George sterf, dan kan ek aangekla word vir strafbare manslag in die Ou Testament wêreld. Maar in vandag se wêreld het ek nie noodwendig 'n os wat loskom nie, maar ek het dalk 'n voertuig wat iemand kan tref per ongeluk. En dan is die gevolg eintlik maar dieselfde. So die morele beginsel is waaruit al die ander eintlik dan nou voortvloei. Maak dit vir u sin? So die vraag vir 'n gelowige vandag, na Christus, na die kruisiging, die opstanding van Jesus Christus, wat is op my en jou van toepassing? Is die hele Ou Testament op my en jou van toepassing? Of nie? En dis waar die spanning inkom en julle gaan dit sien in die storie ook. Maar net 'n paar voorbeelde. Seremonieel gee ek vir julle Levitikus 1 vers 2 en 3, wat praat met God is aan die woord, dan sê hy, praat met die Israeliete en sê vir hulle, wanneer een van julle vir die Here 'n offer wil aanbied, kan hy dit aanbied uit sy beeste of uit sy kleinvee, en as dit 'n brandoffer uit die beeste is, bied die man 'n bul aan sonder liggaamsgebrek. Hy bied dit aan by die ingang van die tent van ontmoeting, sodat dit vir die Here aanneemlik sal wees. So kan julle sien, is voorskriftelik rondom hoe jy die offergawe moet aanbied, wat jy met die offergawe moet doen. Nee? Julle kry die idee. As jy byvoorbeeld aan iets onrein gevat het, dan is daar nou 'n proses wat jy moet gaan om jouself weer te reinig voordat jy in die tent van ontmoeting kan ingaan. Seremoniele wette. Dan kry jy 'n siviele wet wat ek vir julle 'n voorbeeld bring, Deuteronomium 21:18 tot 21. Wat sê wanneer 'n man 'n opstandige en 'n ongehoorsame seun het wat nie na sy pa en ma wil luister nie, selfs al straf hulle hom, moet hulle hom na die leiers van die stad toe vat by die stadspoort. Hulle moet vir die leiers van die stadspoort sê, hierdie seun van ons is opstandig en ongehoorsaam, hy luister nie na ons nie, en hy is 'n vraat en 'n syplap. En dan moet al die mans van die stad hom met klippe doodgooi. Nou, vra ek vir julle, is dit op die kerk van toepassing? Nee. Maar moreel gesproke, as ek 'n ongehoorsame kind het ensovoorts, is die beginsel dat ek my kind moet dissiplineer en tugtig en so aan op ons van toepassing? Ja, so kan julle sien waar die onderskeidingsvermoë inkom. Hoekom gooi ons nie meer mense dood met klippe nie? Ons gaan nou daaroor gesels. Maar julle sien die verskil wat ek vir julle probeer uitwys. So wanneer mense praat oor die wet wat op jou van toepassing is dit 'n bietjie meer genuanceerd as wat mense dit baie keer uitmaak om te wees. So ek wil julle leer vanoggend. Goed. So, kom ons gaan na Galasiërs 2 toe, vanaf vers 11. Galasiërs 2 vanaf vers 11. Toe Sefas egter later na Antiochië toe gekom het ek my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Nou, net ter konteks, die een wat aan die woord is Paulus, en Paulus noem vir Petrus op sy Hebreëse naam, Sefas. So dit is die twee karakters wat vir my en vir jou voorgehou word. Petrus en Paulus. Nou Paulus sê, hy het hom verset teen Petrus, omdat Petrus verkeerdelik opgetree het. Nou vers 12. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het Sefas gewoonweg saam met die nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel, en selfs Barnabas het hom deur hulle huigelary laat meesleep. En toe ek sien dat hulle van die regheidpad daarvoor almal,
Toe ek sien dat hulle van die regheidpad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daar voor almal vir Sefas gesê, jy is 'n Jood en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe, en ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het. Kyk nou, kragtige woorde. So, ek wil net ter inleiding voordat ons na Romeine toe gaan, wil ek net vir u noem, hier is 'n klaarblyklike spanning. Want Paulus klink asof hy sê, die wet is nou heeltemal nietig verklaar, en die wet maak nie eintlik meer saak nie, want dit is party ouens se redenasie. En die gedagte hierin is opgesluit om te sê, dit gaan oor 'n kategorie as hy praat oor die wet, om te sê, as dit kom by redding, is die wet nie die middel waardeur jy redding ontvang nie. Met ander woorde, u en ek gaan nie hemel toe op grond van hoe getrou ek en jy die wet nagekom het nie. Dis nie hoekom die wet gegee is nie. Alhoewel mense dit so gebruik. Die wet is gegee om my en jou bewus te maak van ons sonde. Dis hoekom die wet gegee is. Moenie my woord daarvoor nie. Okay, Jesus self, Matteus 5 vers 17, sê Jesus, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie, want ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. So weer eens, as ons praat oor volle betekenis, gaan nie daaroor die afskaffing van die wet, om te sê, jy as 'n gelowige hoef nie die morele wet na te kom nie, dis nie die punt nie, dit gaan daaroor, jy kan nie redding soek in wetsonderhouding nie, dis die punt. Daarin kry hy sy volle betekenis. Maak dit vir sin? Kom ons gaan verder, so wat is dan die doel van die wet? Het ek vir julle opgesom. Romeine 3 vers 20 sê die apostel Paulus, daar sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie, inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Dis hoekom die wet gegee is. In Hebreërs, en wat ons nou die laaste paar maande bespreek het, sê die Bybel, die wet is 'n tugmeester terug na God toe. Want jy besef hoe verlore jy is. Jy besef hoe verlore jy is. So die wet is vir my en vir jou gegee, sodat ons kan leer wat sonde is. Verder, Romeine 4 vers 15, die wet bring juist die straf van God, want waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook nie 'n oortreding van daardie wet nie. Met ander woorde, voor die wet uitgedeel was, en aan ons geopenbaar is, dan is daar nie eintlik iets om jou teen te meet nie, maar nou is daar 'n wet gegee, daar is 'n wet geopenbaar, en jy word aan daardie wet gemeet, en geoordeel, sê die apostel. Daarom is dit 'n tugmeester na Christus toe, want as jy heeltyd gaan probeer strewe gemeente om op grond van jou gehoorsaamheid en jou wetsonderhouding hemel toe te gaan jy eintlik net jouself opstel vir teleurstelling. Want jy kan nie. Dis onmoontlik. Dis die punt. Daarom is die wet so swaar in ons gemoedere. As ons dit 'n middel maak tot saligheid, want jy kan nie. Jy skiet heeltyd kort. Jy skiet heeltyd kort. Goed. Romeine 5 vers 13 sê die apostel, die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Maar nou is daar 'n wet en nou word die sonde
toegereken. Dis hoekom ons 'n verlosser nodig het. Maak dit vir sin? So, as ons nou gaan na hierdie storie toe van Galasiërs 2, die rede hoekom Paulus en Petrus konflik het met mekaar, is omdat Petrus hierdie visioen gehad het in Handelinge, waar hy gesien het, die doek kom uit die hemel uit, en dan sê die Here, jy mag nie dit wat ek rein verklaar het, onrein verklaar nie, en dan gaan hy na die heiden se huis toe en bring hulle tot bekering. Die gedagte gaan daaroor dat hy hierdie Jode gebruik het, die seremoniële gedeelte en die siviele gedeelte nie meer gevolg het nie, want hy is in Christus mos nou vervul. Hy is in Christus rein verklaar, daarom doen hy dit nie meer nie. Maar Jakobus, hulle is die kerk van Jerusalem, daar is 'n klomp Jode in daardie gemeente, en hulle hou nog vas aan hierdie Joodse identiteit. Maar dis wat hulle geleer is vir hulle hele lewe lank, dit is God se wil, want dit is baie belangrik, deur die wet leer u en ek God se wil ken vir sy volk, sy karakter ken vir sy volk. Kan jy dit een kant toe skuif en sê dit is nie so nie? Maar dan maak jy die wet in 'n ander kategorie ongeldig, om te sê die wet is net boos en sleg, en dis nie wat Paulus argumenteer nie. Die wet is nog steeds belangrik, want daarsonder maak Jesus nie sin nie. Maak Jesus nie sin nie. Deur die wet leer jy God se hart ken. Nou, Petrus weet hierdie dinge, en wanneer die Jerusalem kerk dan kom, dan onttrek hy hom van die heidene, en dan val hy weer terug in die versoeking van wettisisme, die eetgebruike, die seremoniële wette, die reinigingswette. En dit is wat Paulus hier kritiseer. Nou, in terme van konflikhantering is dit vir my krities belangrik om net vir u te noem, wat ek wil hê moet raak sien is hoe Paulus dit benader. Het hy die vrede bewaar, soos ons daaroor dink? Antwoord is ja. Dis terwille van die eenheid van die kerk en terwille van die waarheid van die evangelie dat hy vir Petrus in die openbaar aanspreek. So dit gaan om die vrede te bewaar, dat ek jou aanspreek oor waarmee jy besig is. En hy het dit nie gedoen agter toe deure nie, hy het dit gedoen voor almal, dat almal dit hoor. Hoekom? Omdat ander gelowiges soos Barnabas byvoorbeeld daardeur mislei is. Deur hierdie leer wat Petrus nou doen, deur sy gedrag mislei word, sê Paulus, ek kan nie dit net ek en jy uitpraat nie, ek moet vir almal hier sê, dit wat jy doen en wat jy promoveer is onbybels. En soos hy dit beskryf, en ek gaan dit net weer vir julle lees, vers 14, toe ek sien dat hulle van die reguit pad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daarvoor almal vir Sefas gesê. So wat is Paulus se motivering, is nie om vingerswaaierig te wees of wetties te wees nie, is juist die teendeel, om te sê, jy wil die gemeente nou weer terugvat na wettisisme toe. Bedoelend, jy word gered op grond van hoe gehoorsaam jy is. En hy probeer hulle herinner, jy word gered enkel en alleen deur Jesus Christus se verdienste aan die kruis. Dis wat jou red. Maar wat is die doel van jou redding? Maar nou is jy vry. Nou is jy vry. Die doel van jou redding, sê Paulus vir ons in Romeine, is om jou gelykvormig te maak aan die beeld van die seun. So aan die een kant het jy genade ontvang, 'n geskenk, jy is vrygekoop, jy is vrygespreek. Die gewig en die oordeel van die wet word jou nou nie meer toegereken nie, want Christus het daardie straf op hom geneem. Nou word jy daarop geroep om te transformeer. Dis nie wedergeborenheid. Jy word geroep om nou heilig te lewe voor God, nie uit vrees nie. Hoor julle die verskil? Ek kom nie die wet na en gehoorsaam God, soos wat ek God moet gehoorsaam, omdat ek bang is ek gaan hel toe nie. Ek doen dit omdat ek lief is vir die Here, en ek wil die Here verheerlik in my dade. Daarom gehoorsaam ek God. Daar's 'n groot verskil tussen hierdie twee standpunte. So in konflikhantering, is dit soms nodig om in die publiek te sê, dit wat jy verkondig, of dit wat jy doen, is nie reg nie, want ander mense word daardeur beïnvloed. Dit is soms nodig. Dit is soms selfs nodig dat wanneer die waarheid van die evangelie op die spel is, bereid sal wees om te sê, ek stem nie met jou saam nie en hierdie is hoekom, ons moet daaroor praat. Dis wat die apostels gedoen het. Maar dit gaan nie oor kleinlikhede nie, soos die tipe liedjies wat ons sing, of wat se tipe kleredrag jy moet aantrek kerk toe, of sulke tipe goed nie. Dit is nie Bybelse vryheid nie. Ons moet nie skeer oor sulke goed nie. Maar as dit kom by kernwaarhede, die maaglike geboorte van Jesus Christus, die fisiese opstanding van Christus uit die dood uit, ons belydenis, daai goed is belangrik om voor op te staan, met moed en liefde en respek. Want as ons nou gered word op grond van genade, wil ek julle vat na Romeine 6 toe.
En ons het net so 'n paar minute oor. Romeine 6 vanaf vers 15. Ons gaan net lees vers 23 en dan sluit ek af. Paulus gee hier vir my en vir jou 'n opsomming van wat hy bedoel in Galasiërs wanneer hy sê, wat beteken hierdie dinge? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie meer onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Hoor julle die vraag? Jy word nie gered op grond van wetsonderhouding nie, en daarom vra Paulus nou die vraag, beteken dit dan nou, omdat jy vry is in Jesus, jy kan nou maar sonde doen? Dan sê hy beslis nie. Vers 16, julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp, om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, dan beteken dit vir julle die dood, en as dit gehoorsaamheid aan God is, dan beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God, dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het, aan die leer, soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God, dat julle van die sonde vrygemaak is, en slawe van God geword het, wat sy wil doen. En weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het, en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel, om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug van die dinge waarvoor julle nou skaam kry? Toe vir julle, wat het dit toe vir julle opgelewer? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, julle is vrygespreek van die sonde en in diens van God gestel. Die vrug daarvan is dat julle geheilig word en dit uit genade. En die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood en die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. So gemeente, wat ek wil hê julle moet hoor vanmôre, as dit kom by hierdie storie wat afspeel tussen Paulus en Petrus, dit is soms nodig om ter wille van die waarheid mekaar aan te spreek as ons dink grense word oorskry. En dit is omdat ek die vrede najag en vrede soek, want jy wat die grens oorskry is die rede vir die konflik. Nee? As daar 'n grens gestel is, ons mag nie 'n sekere ding doen nie en iemand oortree daardie grens, daarom is daar spanning dan in die kerk. En dan begin ons nou redeneer en debatteer en al in die klas en goedjies. Maar dit is wat dit is op grondvlak. As gevolg van 'n misverstand dink ek, dat mense dink, omdat Jesus gekom het en omdat Jesus aan die kruis gesterf het en omdat hy jou vryspreek van jou sonde, nou is hy nie meer onder die wet van Moses nie. En dit is nie heeltemal die waarheid nie. Die seremoniële gedeelte is nie meer op my en jou van toepassing nie. Ons bring nie meer offerdiere en so aan nie, want Christus is die volmaakte offer. Maar die morele wet van God bly altyd vas. Ek wil afsluit oor 'n ding wat ek hier neergeskryf het, wat ek net vir julle wil lees. Ek het so 'n onderhoud gekyk wat onlangs aanlyn plaasgevind het op Piers Morgan se program waar hy 'n klomp teoloë op sy paneel gehad het en hulle het gepraat oor die paus en wie gekies moet word as die nuwe paus ensovoorts. En hulle het gepraat byvoorbeeld oor hoekom is vrouens nie deel van daardie gesprek nie en interessant dat daardie debat nou weer gevoer word. En wat my interessant was, is hy vra toe 'n vraag aan hierdie paneel teoloë wat hy vir hulle gesê het, is julle regtig van harte oortuig dat as Jesus in 2025 kom of gekom het vir die eerste keer, dat hy presies dieselfde dinge sou sê as wat hy gesê het in antieke Israel? Want weer eens, ek dink ons baie gelowiges in die kerk wat dink Jesus sou 'n ander leer gehad het as hy vandag eers gekom het. Maar julle het uit Hebreërs uit gehoor, Jesus is gister, vandag en môre altyd dieselfde. So wat maak ons daarmee? Ek gee vir julle 4 vrae wat ek wil hê julle moet oor gaan dink in terme van dit wat ons vanmôre oorgesels het. 1. Kan ons as kerk iemand regtig tot bekering roep sonder om die spreekwoordelike vrede te versteur? Kan ons as kerk iemand regtig oproep tot bekering sonder om die spreekwoordelike vrede te versteur? 2. Kan jy die evangelie verkondig aan mense wat nie met jou saamstem nie, soos jy hoor kan die pad, wat 'n ander godsdiens aanhang as ek en jy? Kan ons met hulle gaan gesels sonder om die spreekwoordelike vrede te versteur? 3. Kan ons medegelowiges reghelp of dissiplineer, soos die Bybel van ons vra, sonder om die vrede te ontwrig?
Laaste een, kan ons as kerk werklik een wees in gees en waarheid, as ons moeilike gesprekke die hele tyd probeer vermy, ter wille van 'n oppervlakkige vrede. Nou kom sê ek is oppervlakkig, want in die vergadering bly ons stil, maar dan na die tyd dan gaan praat ons daaroor. En saai verdeeldheid. Nee? Ons moet nie dit doen nie. Ons moet vrymoedigheid hê in liefde om te sê, dis hoe ek dink oor 'n saak. Nie omdat ek jou haat of omdat ek nie van jou hou nie, in respek en liefde. Ek verskil, ek is soekend, ek nie waar jy is nie, en hierdie is my redes hoekom. Ons moet daai gesprekke met mekaar kan hê. So ek gaan veel op die bord sit. Christene moet die vrede bewaar, want het Jesus nie gesê ons is vredemakers nie? En is nou die vraag wat ek vir julle gee, as julle dit wil hê, sal ek dit veel op die groepie sit. En dan hiermee sluit ek af, ware vrede kom wanneer ons die wet as 'n gids volg, nie as jou meester nie. As 'n gids wat God se wil aan jou openbaar, wanneer ons deur die Heilige Gees laat lei en ons met moed en liefde die waarheid spreek. Dit is ons roeping. Dit is ons roeping. Want die Heilige Gees, broer en suster, kan nie uit twee monde praat nie. Hy kan nie in die verlede sê, dit is wat die wil van God is, en vandag sê hy 180 grade draai, daar's 'n nuwe wil nie. Dis 'n misverstand. Maar dis wat mense dink Jesus kom doen het, maar dit is nie so nie. Goed. Mag ons as 'n gemeente daarna streef om ware vrede na te jaag, deur die wet as gids te volg, toe te laat dat die Heilige Gees ons lei, en dat ons met moed en liefde die waarheid teenoor mense sal spreek, en gesprek sal tree, en brûe bou na mekaar toe. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons vanmôre so, ek wil eintlik sê, baie inligting met mekaar deel. En dit is so 'n belangrike tema oor hoe verstaan ek my Christelike vryheid, die feit dat ek vrygespreek is, dat ek regverdig is voor U, deur dit wat Christus kom doen het aan die kruis, en dat dit vir my geskenk is, dis nie iets wat ek verdien nie, maar aan die ander kant ook die transformasie gedeelte, dat ek opgeroep word tot 'n heilige lewe, en gehoorsaamheid, uit liefde uit, en nie nou uit vrees uit nie. Ek bid Here dat elkeen van ons, wanneer ons 'n bietjie hieroor gaan nadink, dat die Heilige Gees dit aan ons sal openbaar, waar daar dalk ruimte is vir ons om te groei, en ruimte is vir ons om te verdiep in ons kennis en ons verstaan van wat U van ons verwag, en die tyd waarin ons leef, om opreg te wees in ons strewe, Here, om heilig te lewe vir U, en opreg te wees in ons strewe om hande uit te steek na ander mense toe. En ook om met mekaar te kan gesels as ons verskil, sonder dat ons mekaar wil tackle en kwaad word van mekaar, ensovoorts. Wanneer daar konflik ontstaan, mag ons dit bestuur op 'n gesonde manier, wat na die tyd ons eintlik nader bring aan mekaar. Help ons in dit. Paulus en Petrus het nie altyd saamgestem soos wat ons hier sien nie, en Paulus het ter wille van die evangelie vir Sefas aangespreek. Mag U ons help om te onderskei wat is kernsake, kernbelydenis van die kerk, en wat is randsake wat nie ons eenheid moet versteur nie. En mag ons gehoorsaam wees aan dit wat U van ons vra. In Jesus naam. Amen.